there's somebody here that needs to meet you today, Heavenly Father. We ask that you would meet us here in this place. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, breaking destiny. I worship you. I worship you. You are You are here in this place, Lord, and you're working in each and everyone's heart. Thank you for that.
Dankie dat U vanmôre hier is. Dankie dat U ons aanraak. Dankie Heilige Gees dat U gekom het om ons lewe en oorvloed te gee. Dankie dat ons vanmôre ons lewens aan U kan oorgee en daarom het ons niks om te vrees nie. Dankie dat ons op U kan wag en ons ontvang die heerlikheid van U. Dankie Here, U is vrygewig met U liefde en U guns en U oorvloed en U gee dit vanmôre vir mense in oorvloed in Jesus se naam. U het gesê U het gekom om lewe en lewe oorvloedig vir ons te bring, sodat ons U liefde en U seën kan ervaar. Dankie Here dat U vanmôre kom en dat U minds kom omkeer. Dankie dat U vanmôre kom Here en dat U mense se lewens kom omkeer. Dankie dat U vanmôre kom Here en ons kom afhaal die negatiewe dinge rondom ons en dat ons U sal raak sien in al U heerlikheid en al U guns. En laat U ons kom seën met oorvloed. Dankie daarvoor Here Jesus, by U is alle dinge moontlik. Ek spreek vanmôre lewe van die Here. Ek spreek vanmôre oorvloed van die Here. Ek spreek vanmôre seën van die Here oor elkeen wat hier is. Ek bid die Here dat U hulle hier sal laat uitgaan met 'n dimpel in hulle stap en met blydskap in hulle harte en oorwinning in hulle lewe en dat hulle sal weet U is 'n God van naby en nie 'n God van ver nie. Want ons het gekom om U te loof en te aanbid, Here, omdat ons God glo, omdat ons weet U is met ons, omdat ons die versekering het, die Here is ons herder en dit sal ons ontbreek nie. Ons dank U vanmôre daarvoor en ons loof U vir alles wat ons het in Jesus se naam. Amen. Prys die Here, julle kinders. Wat 'n wonderlike voorreg om hier te wees. Wat 'n voorreg om die Here te ken. Ek wil net afgelope tyd so baie kerk gehou en ek het sommer alles los en net vanaand is dit lekker. En dit is wonderlik dat ons ervaar die liefde en die blydskap en die oorvloed van die Here. Ek is die Here dankbaar dat sy genade met ons is en sy oorvloed met ons is. En mense kan sê wat hulle wil, die Here bly altyd dieselfde. Sy genade was nog altyd vir ons genoeg. En dit sal genoeg bly tot op die einde. Ek kom baie mense wat negatief is. Dat die hier van die gemeente mense nie, maar mense wat ek by op plaas gekom, hulle wag die oordele van die Here, hulle wag die moeilikheid en hulle wag die ellende, ek wag die Here. En ek wag die seën van die Here, en ek wag die oorvloed van die Here, en ek wag dat die Here vir ons oorwinning gaan bring, soos ons nog nooit in ons lewe gehad het nie. Want hy leef en hy is 'n werklikheid. Vra nou die vrou daar op plaas toe en nou so sit daar aangaan om so te kyk. Toe sê ek vir jou, dink jy die Here leef? Hy sê wat bedoel jy? Ek sê dink jy die Here leef? Hy sê ja, die Here leef. Ek sê maar kom sien dat mos dalk is die Here leef. Kry lewe man, die Here leef. Hy is lief vir ons. Hy gee om vir ons. Hy lus om ons te help. Sy genade is vir ons genoeg en sy guns is met ons en ons het nie nodig om te vrees nie. Nou, wanneer mense in die Bybel lees en jy moet preek, dan lees jy mos die Bybel anders dan. Jy weet, as jy nou sommer net die Bybel lees, dan lees jy nou so Enweg. Ek het ook al so gelees, dan lees jy so Enweg, en dit wat het ek nou gelees, dan begin ek maar weer voor, want my kop is nie daar nie. My hart is nie daar nie. En dit gebeur baie keer met 'n maar as jy moet preek, dan lees jy anders dan, want daar soek jy. En hier begin jy rondkyk, wat gaan nie aan, en wat het nie gebeur. En wanneer ek die Bybel lees, dan dink ek altyd, wat het mense gedoen, dat die Here na hulle toe gekom het. Veral as ek die evangelies lees, daar was baie na die Here toe gekom met verskillende siektes, verskillende probleme, en met verskillende dinge, het hulle na die Here toe gekom. So dan wonder ek, jy sê maar, wat het hulle nou gedoen, en dan kyk ek of ek dit ook kan doen. Maar dan wil ek so 'n bietjie, soos die Engels wil sê, ek wil tips van, wat het hulle dan gedoen, dat die Here na my toe kan kom, dat hy vir my ook kan help. En toe lees ek nou hier, in Markus 5, maak nie julle Bybels daarop. Markus 5, daar was 'n dogtertjie van Jairus, julle ken die verhaal. Maar kom ons lees dit nou vanmôre mooi, en ons kyk wat het hierdie ou gedoen. Hy was 'n owerste van die sinagoge, hy het in die sinagoge gewerk. So hy het van Jesus geweet, en meeste van die tyd, wanneer hulle in die sinagoge by mekaar gekom het, die ou groot manne, dan hulle seker maar oor
oor hom gepraat, want hy was vir hulle 'n geweldige moeilikheid en 'n probleem daar in daai sinagoge, want hy het iets anders gebring en iets anders verkondig as wat hulle gewoon was. Hy het iets wonderliks vir hulle gebring, en dit is dat hy is die verlosser en die Messias, maar hulle wou dit nie hoor nie. Maar nou sê, en toe Jesus weer in die skei oorgevaar het, dit is nou daar die 21ste vers van Markus 5, na die ander kant het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond sal word en sy sal lewe. Kyk wat sê die Here. Hy het nie gesê, Here, kom kyk of jy my kind kan gesond maak nie. Hy het nie gesê, miskien sal jy kan kom help nie, kom kyk net of daar iets te doen is nie. Hy sê, en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. Dis daar vir my te lekker gewees om dit lees. Die Here sal dit doen. Die Here sal haar aanraak. Nou kom ons met ons bedelaar mentaliteit na die Here en sê, Here, as nie ja, my God, asseblief. Gee my God net 'n bietjie genade. Die Here wil jou help. Hy het gekom om te help. Die Bybel sê die land die Here gaan dit goed gedoen. Hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Hy het almal genees. Hy het nie sommige gelos nie. Hy het almal genees. Maar die mense probleem, moet julle nou sien, wie was dit? Kom ons kyk gou. Hier van die 34ste vers af gaan hierdie storie weer aan. Nee, van die 35ste vers af. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge van die huis en sê, u dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Jy weet nou besluit ons gaan nou die Here glo. Die Here gaan ons nou help. Nou kom hier 'n pel met gesit. Nou kom sig hy so langs af. Ja. Sal dit nou wel? Weet jy daai van my daai ja, was ons so siek. En hy het dieselfde soort siekte gehad as jy hoe was dit daar? Dus dis dit verby, dis dit klaar. Dit gaan nie werk nie. Maar weet julle wat? Hier wat met die duiwel, hy herinner jou ons aan gister en eergister. Hy werk ons agteruit, hy werk ons terug. Hy werk ons na die dood toe. Ons is ons op pad na die lewe toe. Ons werk met Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dode en wat leef tot in alle ewigheid. Ons leef met hom, wat die niks in iets kan verander. Ons leef met hom, wat die dode lewendig kan maak. Hoekom sal ons nou terug as ons kan vorentoe? Ek het al gedink, wil ek terug, ek wil nie terug, ek wil net vorentoe, maar die beste lê nog voor. Die Bybel sê, die pad van die regverdige word al helderder vorentoe, tot ons die môreglans van die Here gaan tref, waar die Here in al sy heerlikheid is. Nou sê hulle vir die man, jou dogtertjie is dood, moenie nou nog die meester lastig val nie. Weet jy, dis nie vir hom lastig val. As jy na hom toe kom nie, dis waarvoor hy gekom het. Jy val nou nie lastig nie, jy hoef nie te sê, ag, ekskuus tog, ek kom klaar nou alweer nie. Jy moet sê, Here, hier is hy. U is die helper. U het gekom om my te help. Ek kom met blydskap na u toe. En ek sien hoe gaan u vir my oorwinning bring. En hoe gaan ek die heerlikheid van die Here sien. En die guns van my goeie God gaan met my wees. Hy hou van sulke mense. Hier, dis vreeslik as ou klagtes by jou instap. Dat hy van hulle kan klaar. Net die Here weet alleen hoe hulle kan klaar. Dis hoekom hy hierdie volgende gesê het. Hy sê maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat hy gespreek is, sê hy by die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Onmiddellik, moenie vrees nie, glo net. Jy gaan nie hier staan en bekommerd wees oor môre nie. Jy gaan hier staan en ek gaan saam met jou
Jy het gesê, as ek aan die hande oplê, sal sy gesond word. Dit sal gebeur. Ek gaan saam met jou vergiet vir gister en eergister wat hulle hier vir jou kom sê, sy gaan nie dood nie, sy slaap net. Maar lees nog verder is jou geskiedenis. Die Here is nie 'n God van dooies nie, hy is 'n God van lewendes. Ek het vanmôre, het ek nog so gevoel soos jy, vanmôre toe ek opstaan. En wie wat doen ek toe? Toe hy wekker opstaan, beskrik ek so groot, dat ek sommer op my vrou se kant van die bed wil afklim. En ek vlieg daar uit die bed uit, en ek vlieg aan die stort in, en terwyl ek die seep vat en my so was, toe sê ek, Here, was my met die bloed, reinig my van alle ongeregtigheid, maak my skoon, maak my 'n nuwe mens, maak my lus vir die lewe, kom help my, hoe praat ek so hier, in my gemoed, hoe die Here, en ek is besig, en ek sê, Here, help my, en ek daar klaar af met rode aangetrek het, toe stap ek aan my Bybel toe, en daar kom, en ek daar begin lees, wie vanmôre, toe julle nog slaap, toe praat die Here met my in die woord uit, en toe ek daar vlek, stap ek uit my kantoor uit, en toe bid ek nog 'n lang stuk, en daar sit 'n sing toe, heel môre op my eie, gelukkig het julle dit nie gehoor nie, maar die Here het dit gehoor, en hy was tevrede, en die heerlikheid van die Here is in my hart. Man, die Here is naby. Kry jy die attitude van hierdie man, wat gesê het, as jy aan die hande kom oplê, sal sy gesond word. Die Here vul jou seën. Kry net die ding hierbo reg. Kry net jou hart reg. Kyk net, die Here is nie 'n God van ver nie, maar hy is 'n God van naby. Jy weet wat sê Paulus in Filippense 3:14, hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek vergeet die dinge hoe ek voel, maar ek leef hoe die dinge wat ek weet, die Here vir my gaan doen. Hy gaan vir my oorwinning gee. Hy gaan vir my sy heerlikheid gee. Ek sit en dink nou die dag, dat ek ook alweer goed aangevang, wat my so 'n bietjie bang maak. Toe sit ek, toe kom jy net so vinnig so gedagte by my. Maar as jy dit nog nie gedoen het nie, hoe kan die Here hom dan aan jou bewys? As jy niks doen nie, gaan die Here vir jou niks doen. Maar as jy iets doen, gaan die Here jou seën. Hoor wat ek jou vandag sê. Jy moet iets doen sodat die Here jou kan seën. Jy moet die onsigbare kan sien sodat die Here jou kan seën. Jy moet die Here toelaat om in jou lewe te kom werk, maar dan moet jy geloof uitstap en sê, Here, as U by hier kom help, gaan U oorwinning sien. U het my klaar gehelp. Ek moet net die geloofstap neem en dit doen. Weet julle wat is vrees? Vrees is geloof in triewe. Dink 'n bietjie daaraan. Jy moet nou onmiddellik gaan. Weet jy, hier's 2 dokters vanmôre. Gaan na hulle toe. Maak 'n afspraak met hulle, sê hulle moet julle triewe uit die geloof uithaal. Weet jy waar hy sit? Eendag ry ons met my seun en nog 'n mannetjie saam met hom wat moet gaan redenaarspraak vir die, weet jy wat 'n kompetisie dit was. Hy het vir my gelaat ry daai man was nie nou so saam. Maar so gaan hy nou die redenaarspraak en hulle is doelst en hulle praat nie 'n woord nie. Ek sien die mannetjie, hy is nie so bleek hier om sy fiets, so grys kleur. Kyk hom so, ek sê, jong, is jy op jou senuwees? Ja, hom sê. Ek sê, maar dit haal ek uit. Ek het myne gelaat uithaal. Toe ek so 17 was, toe gaan ek dit uithaal. Hy sê, hoe kan 'n mens? Ek sê, nee, kan dit uithaal. Daar's een manier om dit uit te haal. En dis om geloof in die Here te kry. Dis om geloof in die Here te kry. So haal hy hom uit. So bring hy hier in jou binneste 'n vernuwing. Hy praat van die vernuwing van ons gemoed. Romeine 12:1, gaan lees daar. Hy bring die vernuwing van ons gemoed. Ons moet daai goed by ons kom, moet ons aan een kant sit. Wat is die wapenrusting? Is die helm van verlossing. Ons behoort ons aan die Here. Net Romeine 8, Efesiërs 6. Die skild van die geloof. Om die vuurige pyle van die duiwel af te weer. Hy skiet hom na jou toe. Hy sê vir jou, hey,
jou dogtertjie is dood. Jy sê, gaan maar. Ek kla my belofte. Deur sy wonde is sy genees. En jy stap net voort. En nommer 3 is die swaard van die Gees. Wat sê hy? As hy hier binnekom, die Bybel sê hierdie woord dring in tot gewrig en murg en siel en gees, sodat hy kan bekend maak die oorleggende van ons hart. Hy bring hier binne in ons die opstaan van Christus in ons lewe. Ek sê gister vir hy mannetjie wat ek getrou het en hy meisie dit sê ek vir hulle, kyk hier, daar binne in julle is opgesluit die wonderlikste goed wat die Here in 'n mens kan opsluit. Goed van oorwinning, van guns, van oorvloed. Word 'n plek waar die Here sy mense kan bring en hulle oorwinning vir hulle lewe kan kry en hulle die heerlikheid van God kan sien. Maar jy moet dit ontwikkel. Jy moet dit ontwikkel. My eerste preek was 'n 10 minute heilig. Volgende het ek dan so 'n paar minuutjies gesê, maar ek het so vinnig gelees dat ek self nie weet waar ek is nie. Dit was vreeslik. En so het ek maar gesukkel, so het ek maar aangegaan. Hulle vra vir my mannetjie, jy moet jy matriek deurgekom. Hy sê nee, hy het sommer so Springbok deurgekom. So hy onderhoud. Nou ek het ook daai pad gestap. Maar ek het geweet waarlik die Here sal my help. En ek het een ding gesien, ek wil die oorwinning van die Here sien. Ek wil die Gees van die Here sien werk. Ek wil sien hoe dat mense uit hulle duisternis uitkom, hoe dat hulle lewe in hulle harte ontvang. Ek wil sien hoe dat God werk in mense se lewens verander. En elke môre as ek hier nou toe opkom, verwag ek iets groots. Hoor nou wat ek vir julle sê. Hoor wat ek sê, van op 'n môre gaan ons hier kom. Jy gaan die heerlikheid van God sien neerdal, soos nog nooit in jou lewe. Ek het al wonderlike goed bygewoon, wonderlike goed, waar die Here mense gevul het met die Heilige Gees, waar hulle die volgende dag weer teruggekom het by die positiewe heeltyd in taal lê en praat dwars in die dag, kindertjies met 11 en 12 jaar. Dis wat God kan doen, as jou hart op hom gerig is. En daai kinders, en daar gaan nou die bediening saam met hulle mans, vra my vrou. By een sê so gestaan, dat moet waarlik die Here wees. Want sy het gebekleed en dit met die vuur staan, kom daar by Here haar, omdat sy op haar rug val, stoele in die pad uit. Dis wat God kan doen, as jy die Here toelaat en verwag dat die Here iets kan doen. Ons land het dit nodig, ons mense het dit nodig, die kinders van die Here het dit nodig. Want hulle dink vir my is baie keer die negatiefste verhaal. Kinders van die Here, jy moet 'n bietjie opstaan. Hoor wat sê hierdie man. Hy was ook daar in die sinagoge. Hy was ook 'n man, hy was 'n groot broeder. Hy was 'n owerste. Waar my grootste is. Op 'n sekere manier gepraat. Hy kom by my. Daar by die werk. Sit ek daar by my kantoor. Ons die manne wat hier buite werk, hy praat die mooiste taal daar met hulle. Vertel vir hulle hoe hulle diese daai se nou gaan nie nou daar aan. En hy kom stap so by my kantoor in. En hier lê 'n Bybel op die tafel, hier lê een en 'n Engelse een en 'n Hollandse een, en lees hom so almal gelyk. En hy kom kyk die Bybel so en hy trek hom so reg. En hy sê, "Ek vra hoe gaan dit?" Hy sê, "Deur die genade uitgespaar." Jy sien, hierdie man was ook deur die genade uitgespaar tot sy dogtertjie siek word. Toe praat hy aan dit aan. Toe sê hy, my dogtertjie is op wat uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. Ek wil vanmôre vir julle sê, julle bedienste, julle sal die heerlikheid van God sien. Julle sal die oorwinning van die Here ervaar. Kry net jou verwagting in hom. Hebreërs 12:1, ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Vir dit wat vir hom voorgehou is, was hy bereid om die kruis te dra en al die ellende te vat, want hy gaan sy heerlikheid van sy Vader gaan hy ontvang. Hulle vertel die storie van Blondien, dit is wat hulle vertel. Hy was 'n balanseerkunstenaar. Blondien, jare gelede het oor op 'n tou gestaan. Van een toren na 'n ander een in Amerika. Toe sit hy meer snaaks toe gaan stap hy oor die Niagara Falls. Nou gaan lees 'n bietjie oor die Niagara Falls
Dis 'n verskriklik die 4 kilometer af canyon. Al kan plat en dan ewe skielik die 2 walle af. Toe slaan hulle een kant 'n pen, aan die ander kant 'n pen en hulle sit 'n kabel daaroor. En aan die ander kant sit hulle 'n wit doek op die kabel in die rigting wat hulle staan. En hierdie ou stap daaroor, lekker. Niks moeilikheid nie. Net soos dit 'n mens is, toe raak dit nog erger, toe vat hy 'n man op sy skouer. Die moet nou saam met hom daaroor gaan met sy stap hulle. Ek stap hier op die grond so lekker reguit. Van so 'n lyn stap jy oor om jy by hom dat jy moet so 'n lekker stap. Jy stap hy nou daaroor, draai man nie op sy skouer, stap hy. Maar die opdrag wat hierdie ou hier bo gekry het, hou net jou oë op daai wit doek daarvoor op die pen. Hou net jou oë daar. En hy besluit toe, hy sal. Man hulle stap en hy man hier bo, hy sit so lekker en hy man stap so lekker en hulle balanseer lekker. En dan so 3 kwart oor is dit nie, maar hy wil net kyk hier af. Hoe lyk dit hier af? En toe hy stoel, kyk. En hy sien hoe hoog dit is. Toe gryp hy die man hier onder hom vas. Hy het nie geweet dit is so hoog nie. En hy begin wankel. En hulle begin wankel. En ou blond die onderskei, kry jou oë op die wit doek. Maar hierdie man is so bang, hy kry nie sy oë af. Hy sê, haal jou oë, kyk moenie daar kyk, kyk op die wit doek. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, kyk op die wit doek, man. Moenie na die goedjies hier om jou kyk nie. Dis normaal. Dit is al van die wêreld se bestaan af, so dit al in die tuin van Eden begin, toe hulle hulle oë en Eva hulle oë af van die wit doek af. Toe's die moeilikheid dan. Haal jou oë daar af. Kyk na die Here. Hy is jou verlossing, hy is jou hulp, hy is jou hoop. En hierdie man, hulle begin al meer wankel. En op die ou end toe kry hy dit reg om sy kop daar weg te skeer, so op die wit doek. En hulle begin weer balanseer. En hulle staan doodstil. En onder begin die ou weer stap. En elke tree wat hy sê net hou jou oë op daai doek. Moenie weer afkyk nie. En hulle stap aan die ander kant af en hulle stap oor op die harde grond. Ek wil vanmôre vir jou sê, haal jou oë af van hierdie ou goedjies om jou. Haal jou oë af van gister en eergister. Haal jou oë af van al hierdie dinge wat jou so omkrap. Kry jou oë op Jesus Christus. Hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. En hy wag vir jou die een heerlikheid op die ander heerlikheid. Hy wag vir jou die een oorwinning op die ander oorwinning. Jy weet, ek kom op baie plase. Dan kom ek op die een plaas. Die manne boer dieselfde goed langs mekaar. Die een maak dit en die ander een maak dit. Hoe werk dit? Ja, hoe werk dit? Die een is gefokus op oorwinning. Die ander een is gefokus op ondergang. Dis wat dit is. Dis niks anders nie. Die een is bang, die ander een het 'n verwagting. Hy kyk wat gaan gebeur. Hy kyk hoe die dinge gaan kom. Hy kyk dit wat die Here gaan doen. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy het hoe jy wil leef. Jy gaan nie môre opstaan en jy gaan nie lus wees nie. Klim onder daai storm. Sê Here, kom was nou hierdie ongeloof uit my hart uit en alles aan. Maak my tog skoon met jou bloed, reinig my van alle ongeregtigheid en maak my skoon dat ek heilig voor jou kan staan, dat ek jou heerlikheid kan aanvaar en Heilige Gees soos hierdie water oor my kom, so moet nie oor my kom en my vul geloof en met blydskap en oorwinning sodat ek 'n lig vir hierdie donker wêreld kan wees. Die Bybel sê ons is skynende ligte in 'n donker wêreld. Hy sê sit die lig bo op die maatemmer. Moet hom nie onderin sit nie. Jy bly man onderin sit. Weet jy hoekom jy vang jy val om en dan raak jy tot die brand. Sit hom bo op dat hy kan brand en as daar 'n groot vuur brand, hardop almal so doen en dan kan jy nog vir die evangelie opbreek. Doen net iets dat die heerlikheid van die Here in jou hart kan kom. Kry jou hart reg. 1 Korintiërs 16:13. Waar staan in die geloof? Wees manlik, wees sterk. Waar staan in die geloof? Wees manlik, wees sterk. Waar beteken wat? Bid man. Soek die Here. Jy die Here soek vir jou oorwinning ervaar. As jy tyd maak vir die Here,
sal jy die guns van die Here ervaar. As jy daar vroeg môre, ek het ook my seker rituele, dan sê ek later, Here, haal my ook nie. Want dan is raak het ook 'n gewoonte, daai een pastoor, sy vrou het vir hom gesê teen môre, maar hy moet nou sommer 'n tyd aansit as hy nou bid. Sy sê, hoekom? Sy sê, nee, dan kan jy ook die volgende môre dit speel, want dit is elke môre dieselfde ding. Hoekom? Ondersoek jou hart. Die hele gebed, sê jy kom mooi slim woorde agter mekaar. Dis om jou hart voor die Here op te maak. Dis om te gaan sit en met die Here te praat. En te sê, Here, hier is ek. Ek voel vanmôre ellendig, maar help my hier. Help my hier. Kom gee vir my lewe. Kom vorm my met die liefde. En as jy hoor hier in jou hart sal hy vir jou sê, maar ek het jou lank al gevul, sien jy dit nie raak. En dan begin sien jy dit, dan open jy jou oë, dat jy sy heerlikheid kan sien. Efesiërs 1:18 sê, Here gee my verligte oë van my verstand, sodat ek die heerlikheid van Christus in dit wat ek kom doen het kan sien. Dan sê jy sommer, Here, kom haal hierdie donker brille van my af, sodat ek die heerlikheid kan sien. Hy het nog gesê, die duiwel het 'n manier, wat hy vir jou 'n verkyker opsit. Maar hy sit hom verkeerd op. En die goedjies wat daar ver is. Nee, hy sit hom op, maar bring die goedjies wat daar ver is, bring jy naby. Die moeilikheid wat nog nie is hier is nie, bring hy vir jou naby, en dit word al groter, en die moeilikheid raak al groter. Hou af. Kry jou oë op die wit, sien die Here, sien die heerlikheid van die Here, en hy sal met jou wees. Psalm 31:25, wees sterk, en laat julle hart sterk wees. Almal wat op die Here wag. Daar word dit al gesê. 1 Petrus 4 sê, die einde van alle dinge is naby, wees dan ingeloe en nugter om te kan bid. Ons vra vir my, hoekom drink jy nie? Ek het nou 'n lekker antwoord vir hulle, sê, man, ek is bang die Here kom, en dan sê ek nou, so 'n bietjie geswaai. En die Bybel sê, wees ingetoe en nugter om te kan bid. Nugter. Die as jy moet 'n swaar gemoed na die Here toe gaan, dan bid jy ook sommer swaar. Gaan lekker na die Here toe. Sê vir hom, Here, ek het nou hierdie moeilikheid, al my nie. Dan sê jy moet jy jou hart opkom, jy sal die heerlikheid van die Here ervaar. En kry die guns van die Here, en jy sal sy liefde en sy oorvloed ervaar. Romeine 13:12. Die nag het ver gevorder, dis amper dag. Laat ons die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangryp. Los die wêreld en sy begeerlikhede. Sit jou hart op die Here. Sit jou hart op die Here. Lewe vir hom, moet alles wat binne in jou is. Hierdie werk wat jy op aarde doen is maar net om jou kostetjies te dek. Dien jy die Here, dit moet jou werk wees, en jy sal sien hoe maak die Here deure oop. Hoe kom sy liefde, sy guns na jou toe? Hoe ervaar jy, hy is 'n God van naby en nie 'n God van ver nie, en dit sal die wonderlikste tyd in jou hele lewe wees. Hierdie man, sy dogtertjie, het geleef, want hy het gesê, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. Wat sê jy vanmôre? Miskien sal dit werk, ek nie. Dit gaan werk. Die Here gaan dit vir jou doen. Jy gaan sy heerlikheid sien. Dit sal vir jou werk, want hy is die God wat dit doen. Kom ons staan. Here, ons kom nog môre en ons kom verander ons harte. En ons kom sê vir u vanmôre, ons weet, u sal dit doen. Ons weet, u het dit klaar gedoen, ons moet dit net gaan vat. Ons gaan die heerlikheid sien. Ja, iewers, sy dogtertjie het geleef, die vraag gesê, Talita Kumi, wat beteken, ek sê vir jou, staan op. En vanmôre bid ek, Here, en ek sê vanmôre, in Jesus naam, Gees van die Here, staan op in mense se harte, sodat hulle u heerlikheid kan sien.
sodat hulle U oorwinning kan sien. Ek het vanmôre geleer, U sal, U kan, U wil, en daarby sal ek hou. Ek lê neer die ander dinge, en ek neem op, U wil en U sal, en ek gaan U sien. Ek dank U daarvoor, in Jesus se naam. Ek spreek vanmôre genesing oor mense. Ek spreek vanmôre oorvloed oor mense. Here, ek maak vanmôre toe deure oop in die naam van Jesus. Here, en hulle wat vanmôre hier sit, wat bekommerd is, se verander daai bekommernisse in 'n verwagting vir dit wat God gaan doen. Ons roep dit uit in die naam van Jesus en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.